Geliefdes, as u die Bybels hier het, kan u gerus saam met my blaai na Openbaring hoofstuk 13. Ons gaan voort in ons studie oor Openbaring. Ons is vanmôre by Openbaring hoofstuk 13. En jy kan maar, as jy die Bybel het, hou maar die nawe. Ek gaan so een of twee tekste ook in hoofstuk 16 en 19 net aanhaal, net om vir jy so 'n bietjie duideliker te probeer maak. Openbaring 13, daarvan vers 11 tot 18. Maar voordat ons saam gaan lees, kom ons bid saam, vra dat die Here ons ook sal seën hier by die aanhoor van sy woord. Here, ons Here, hoe wonderlik is u naam oor die ganse aarde. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons om as gelowiges, as u kinders vanmôre hier by mekaar te kan kom en u naam te kan aanroep en u te kan noem ons God en Vader. Om te besef die groot genade waarin ons leef, dat u ons aangeneem het as u kinders, ons sondaar mens, u wat die Almagtige is, u wat, ons kan eers begin nog om te dink hoe groot en almagtig u is, wat die ganse skepping onderhou elke dag. Elke dingetjie wat ons sien en beleef, dit alles hou u hand van bewaring oor elke oomblik. En u rig ons en lei ons en sterk ons vir die pad wat ons moet stap. Here, dankie dat ons vanmôre hier by mekaar kan kom as u kinders met hierdie groot voorreg. Daar is baie wat vanmôre nie hier is nie en ons bid en vra dat u met elkeen van ons gemeentelede sal wees, die wat weg is, dalk op die paaie is, maar ook die wat met 'n worsteling in die hart sit, die wat dalk nie hier wil wees nie. Here, u ken die seer wat daar is in hierdie wêreld. Ons bid in besonder ook vir daardie mense. Ons bid vir die wat siek is. Ons dankie vir die beterskap wat daar al reeds is. Ons is dankbaar dat oom Henry vanmôre saam met ons hier kan wees na sy operasie. Ons is dankbaar saam met oom Gerard, sy gesin, vir sy gesondheid ook na sy hartaanval. Here, hier is ook ander in die gemeente wat siek is, Annelies Eis, by die huis is, soos daar baie ander waarvan ons nie eens weet nie. Wees ook met elkeen van ons, Here. Vertroos ons, sterk ons, genees ons. Here, ons hou aan u vas as die enigste, die ware God. En net u kan ons help. U rig en lei ons. Here, ons gebed is dan vanmôre, wanneer ons hier stil word, dat u ook tot elkeen van ons sal spreek, dat u hierdie gedeelte wat vir ons baie moeilik is om soms te verstaan as ons dit lees, dat u dit vir ons sal verstaanbaar maak vanmôre deur die prediking, dat u deur die Gees ook in elkeen van ons hart en verstand sal werk, dat ons sal hoor wat u vanmôre ook vir ons wil sê. Spreek dan nou, Here, dat u diensknegt en u diensmaagd luister. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Nou, vir die besoekers, dit is nogal moeilik om in die middel van 'n boek iewers in te kom. Die is redelik van julle vanmôre. En dan het ek nou met die voorbereiding het een van die predikers, een van die kommentators gesê, hierdie is seker uit die moeilikste boek van die Bybel, seker waarskynlik een van die moeilikste hoofstukke. So dit is maar 'n moeilike stukkie. En jy sal nou hoor as ons dit lees ook. Dis baie beelde. Ons die van die wat nou al lank al die reeksie volg, weet dat dis apokaliptiese taal, met ander woorde, dis beelde, dis simbole wat gebruik word om van ons iets te leer. So kom ons hoor dan vanmôre hierdie tweede gedeelte van hoofstuk 13, ek lees daarvan vers 11 af. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë
van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, die rykes en die armes, vry mense en die slawe, 'n merk op die regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk op die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Nou hoofstuk 13 gaan natuurlik as een pak. En ons het die vorige ronde, die van die wat hier was, sal onthou, ons het by die eerste gedeelte stil gestaan en gesien, eintlik begin dit al in hoofstuk 12. In hoofstuk 12 sien ons, daar's 'n draak, die duiwel. En hy probeer om Jesus te keer. Hy moet nie gebore word nie, hy moet nie hemel toe gaan nie. Hy probeer die werk van die Here Jesus keer, want hy wil uiteindelik oorwinnaar wees, maar dan gebeur dit nie so nie. Jesus sterf aan die kruis, maar hy staan op uit die dood. Hy vaar op na die hemel, en dan word die Satan uit die hemel uitgeskop, en hy beland hier op die aarde. Dis al waar hy nog mag het, dis hier op aarde. En hy het 2 handlangers wat hy gebruik, hier op aarde. Die een het ons nou gesien in die vorige week, dis die dier uit die see. En dit het ons gesien in die vorige preek, dit gaan oor regerings en magte, maatskappye, instellings, geldmag, die instansies in die wêreld wat die duiwel gebruik om die gelowige te onderdruk. Nou dit sê nou nie dat elke regering wat daar is nou korrup nie. Maar jy kan nou verstaan dat waar regerings is, daar's geld en daar's mag. En dis juist daar waar die Satan die voet in die deur het. So die manier hoe Satan te werk gaan aan die een kant is deur die regerings van die duiwel. Of groot organisasies. Ons het gepraat van die media wat sekere goed wegsteek vir ons en sekere goed vir ons laat hoor om die wêreld in 'n sekere rigting te laat gaan. Hulle sê vir ons wat hulle wil hê ons moet hoor. En so stuur hulle alles in 'n rigting. En dit word gesien as ons praat van die anti-Christus, die gees van die anti-Christus. Die wat teen Christus, anti-Christus. En oor die eeue is daar baie van hulle. En hulle kom die hele tyd weer terug. Dis hoekom ons in die vorige ronde sal onthou, en wie kan gaan lees daar in hoofstuk 13 vers 3, dat hierdie dier uit die see se kop word gewond, en dan lyk dit of hy doodgaan, maar dan kom hy weer op, en begin hy weer leef. Om vir ons te wys, hierdie regerings kom en gaan die hele tyd. Oor die eeue is daar baie anti-Christusse. In die verlede was daar gewees, en daar sal nog wees, tot en met die wederkoms van die Here. Daar is hierdie voortdurende boosheid, die gees van die anti-Christus. En daarom sê Johannes ook in sy briewe, hy praat van die anti-Christusse, meer as een. Oor die eeue is daar baie. So dis die een manier hoe die Satan moet te werk gaan. Nou lees ons hier vanmôre, hier's nou die ander been. Hoe werk hy? En ons sien hier, dit is die dier uit die aarde uit, en ek gaan nou vir die wys uit die teks uit Openbaring uit, hy word ook genoem die valse profeet. En wat doen 'n valse profeet? 'n Profeet moet jou na die Here toe vat. Wat doen die valse profeet? Hy vat jou weg van die Here af. So hy is die valse profeet. So dis die ander been. Nou kom ons kyk so 'n bietjie daar. Ons by vers 11 begin. Dan staan daar, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. Hoekom uit die aarde uit? Ek wil sê die eerste ene kom uit die see uit. Julle kan dit self gaan lees as jy daar nie was nie. Die eerste 10 verse praat van die dier uit die see. Dis die regerings, onstuimig, 'n simbool van chaos, skommel die heeltyd. Ek wil nie eens gelyk om te trek na ons regering toe, maar die deurmekaar speel wat ons tans in Suid-Afrika se regering kry, is nog 'n goeie beeld van onstuimigheid en hoe dit skud. Dis tipies die beeld. Die see is onstuimig en dit verander voortdurend. Dis die regerings van die dag wat voortdurend verander. Maar hierdie dier kom uit die aarde uit. En hierdie teken is 'n teken van vasheid, stabiliteit. As ons die dier uiteindelik sien, dan dink ons, maar dis betroubaar. Dis standvastig. Dis goed, dis reg, dit lyk alles goed. En as jy is hier waar die misleiding kom. Dis hier waar hy jou vang, hy mislei jou. Want in die tweede deel van vers 11 staan daar, en hy het 2 horings gehad soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak.
julle weet nie so lyk 'n klein lammetjie. Lammetjie is nie eintlik horings nie. Dit is eintlik maar net twee sulke knoppietjies daar waar die horingkies uiteindelik sal groei, maar daar is nie horings aan 'n lammetjie nie. En dis die idee wat hier gegee word. Skadeloos. Sagte ou lammetjie wat vir ons gewys word. En dan sê die Here vir ons, pas op vir die valse profeet, wat in skaapsklere na jou toe kom, maar van binne roofsugtige wolwe is. Dis juist dit hier. Ou sagte lammetjie, maar hy praat soos 'n draak. Bedoel hy nie dit wat as hy sy stem, dat hy, as jy hom hoor, dan hoor jy iets so grobbe draak of 'n demoon of 'n ding nie. Hy praat sag. Hy praat mooi. Hy praat dit wat jy wil hoor. Maar die inhoud is niks anders as die werk van die duiwel self. Hy gebruik hierdie beeld, hy is hierdie lammetjie wat lyk asof alles goed gaan, maar dit is nie, dis die Satan self. Jy dink jy kan hom vertrou, maar hy is eintlik die mondstuk van die Satan. Nou wie is die dier uit die aarde? Dis nou as jy nou net so vinnig saam met blaai na hoofstuk 16, die wat wil, ek lees net een versie daar, hoofstuk 16 vers 13, sê, en ek het uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Openbaring 13 sê vir ons hoe die duiwel werk. Hy sê, die duiwel is 'n naaper, hy naap die Here. God is drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En wat doen die Satan? Hy naap dit. En hy het hierdie drie, jy kan dit nie, is eintlik 'n onheilige drieheid, kom ons noem dit so. Dis die draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde. En nou verwys hy weer in hoofstuk 16 na dit, maar nou praat hy nie van die dier uit die aarde nie, hy noem hom die valse profeet. So dis dieselfde groepering waarvan gepraat word, maar hy gee hom net die naam die valse profeet. Ons sien dit later weer, as jy 'n bietjie verder gaan, in hoofstuk 19, vers 20, en die dier is gevangen geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het. Weer verwys hy na hierdie selfde dier, maar dan noem hy hom die valse profeet. Soos ek gesê het, wat doen die valse profeet? Die profeet se werk is vat jou na die Here toe. Die valse profeet is vat jou weg van die Here af. En dis wat sy werk is. So Satan het hierdie twee bene. Satan het hierdie twee elemente, hierdie twee bene wat hy gebruik. Die regerings van die dag wat hy kry om mense te vervolg, en ons weet dit, dat die meeste dood wat er ooit was deur regerings, deur oorlog of vervolging. Dis sy een been, maar aan die ander kant gebruik hy die valse kerk. Dis waar die misleiding kom. Die valse kerk. Die kerk wat vir jou weglei van die Here eerder as na. Nou wat doen die valse profeet? Hy wil juist hê dat ons moet wegbeweeg van God af. Die teks staan dit ook, hy wil hê die mense moet hierdie dier uit die see aanbid. Met ander woorde, hy wil die kerk wegkry van die ware kerk en hy wil jou agter die wêreldse manier aankry. Dis wat hy probeer. Dis die doel van hierdie dier. Vers 12 sê, hy oefen al die mag van die eerste dier uit. Julle sal onthou, wie gee vir hierdie regerings die mag? Wie vir Hitler en vir Mao Zedong en vir Robert Mugabe en al hierdie diktators wat hoeveel mense laat doodmaak? Wie staan agter dit? Wie het waar hulle mag gekry? Dit kom van die duiwel. Hy gee hulle die mag. En dan sê hy, hierdie valse kerk, waar kry hulle mag? Dieselfde plek, ook by die duiwel. En hy maak dat die bewoners van die aarde die eerste dier aanbid. Hy sleep die mense weg van die waarheid af, om uiteindelik die wêreldse dinge te glo, agter die wêreldse paadjies aan te loop. En ons het verlede keer ook gesê, ons wonder soms, hoekom sou mense, miljoene van mense agter hierdie diktators aanloop? En nou nog, ek meen, daar's mense wat Kim Jong-un van Noord-Korea vurig ondersteun. En hulle staan agter 'n bank vas. Oor die eeue is daar altyd hierdie diktators wat opstaan, en dan sê die mense wat omsteun en sê, ons staan agter jou. Hoekom? Want die valse profeet leer hulle wat te doen. Hy bring hulle so toe. Dit is 'n verdraaide godsdiens, 'n verdraaide wêreldsbeeld om te sê, maar dis die regte manier. Hulle gaan weg van die waarheid van die skrif om my eie siening te akkommodeer, en dis hierdie goed, dis die valse profeet, dis hierdie valse inligting wat gegee word, wat die mense uiteindelik die verkeerde rigting laat ingaan. So die twee handlangers sien ons dan ook reg deur die geskiedenis, verskeie tye van die wêreldgeskiedenis, sien ons dit baie duidelik,
die kerk en die staat. Dink nou maar in die middeleeue, die Romeinse regering en die Rooms-Katholieke kerk, wat duisende mense laat doodmaak het, onder die vaandel van Christendom. Kampstig kinders van die Here, maar hulle, met die regering en die kerk werk saam teen die ware gelowiges. En vandag kan ons dit nog maar sien in 'n minder en 'n meerder mate, as jy kyk na iets soos die Wêreldraad van Kerke. Die Wêreldraad van Kerke werk saam met die politiek en die godsdienstige sisteme teen die ware aanbidding van God. Want die Wêreldraad van Kerke kan jy lid word en jy kan omtrent enige godsdienst word aanvaar. Ek het nou maar gaan Google en gaan ChatGPT of ChatGPT, ek kry nooit my syfers, my letters reg nie. En gaan kyk na lidmaatskap. Wie kan lid word van die Wêreldraad van Kerke? Enigiemand. Die moslim of die hindoe, hulle dan net nie sekere regte, hulle nie stemreg seker nie. Maar dis een groot organisasie. Kom ons akkommodeer al die gelowe. En ons werk saam met die politici en die wêreldmagte en ons dryf die wêreld in 'n sekere rigting in. En waar gaan dit? Dit gaan oor die aanval op die ware gelowiges. Die wat sê, die woord is die onfeilbare woord van God. Dis God se woord. Sonder foute. Daai groepering, hulle word gesien as die ekstremiste. Dis hulle wat die probleem is. En die rede waarom die mense na hierdie valse profeet luister, is nie omdat hy die waarheid praat nie. Ons word gewaarsku. Dis omdat hy krag en vermoëns het. Vers 13. Hy dien ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. Groot tekens, groot dinge word gedoen. Dit is hierdie wonderwerke wat mense sal verstom. Die valse kerk kom met wonderlike goed, groot projekte, humanitêre projekte wat duisende en miljoene mense kos gee. Wow! Kyk dit wat doen hulle. Jo, hoe kry hulle dit reg? En hulle het al hierdie geld en hulle gee en hulle sorg en hulle doen al hierdie wonderlike goed. En so word ons oortuig, maar dis eintlik 'n goedkeuring deur God. Dis, hulle is reg. Kyk net hoe seën die Here. Hulle kom met tekens. Hulle kom met wonders. Teks sê sodat hulle self vuur uit die hemel wat neerdal op die aarde. Onthou Openbaring, is nie 'n boek wat ons letterlik kan opvang. Ons moet wag vir iemand wat nou vuur uit die hemel uit gaan stuur nie. Vuur uit die hemel is iets wat mense verstom. Dis simbolies, dis nie letterlik nie, dit verstom mense. Kerke en organisasies wat dinge doen wat ons sê, joh, kyk net na die wonderwerke. Ag, en as jy nou kyk na hierdie aangeplakte goed wat jy soms op die nuus sien, op die TV sien, van kerke, hierdie mega kerke, waar die mense val en skit en gaan te kere. En daar's hierdie wonders wat plaasvind. Wow, kyk wat gebeur in daai kerk. Hoekom het nog niemand van julle omgeval vanmôre nie? Wat's fout hierso? Ons het sekerlik nie die gees van God in ons nie. Daai moet die regte kerk. Jy hoor die wonders en die tekens. En die laaste deel sê dit is voor die oë van die mense. Hierdie tekens is sigbaar. Dit word openbaar vir almal, dit beïnvloed mense. Dit gee die skyn van legitimiteit. Soos nou in ons taal sê, dit lyk genuine. Jy al gesien op die TV is daai wat is daai een prediker wat almal se bene laat groei. Almal se bene is skeef en hy laat almal se bene weer reguit word. Dis kulkunsies. Maar dit lyk so goed. Joh, hy moet 'n gawe van die Here hê. En daar gaan ons. Soos 'n klomp skape as ons agterlaat. Geliefdes, die valse kerk lok nie deur die waarheid nie, maar deur die skyn van krag en wonders. Moenie jou oë van die woord van God afhaal. En dis ons moeilikheid. Ons sien goed. Wow, dit moet iets van bo wees. Wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel? Dis ons maatstaf. Dis ons enigste maatstaf. Vers 14 en 15. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak wat vir die dier wat die swaard kon ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld
nie aanbid nie. Nou hier's waarskynlik, sê die kommentators, die geleerdes sê, ons het waarskynlik hier te doen met iets wat direk in hulle tyd gebeur het, die tyd van Johannes gebeur het, en dit was dat daar 'n valse priesters en godsdienste was, en wat hulle gedoen het, uit die argeologie weet ons dit, dat hulle groot beelde gemaak het, en dan hulle aan die agterkant dit uitgehol, en dan van die priesters daar binne gaan sit, en as jy nou kom om te aanbid in die priesters se tempel, en jy val nou hier voor die beeld neer, dan praat hierdie priester hier deur die pypie, en dan klink dit, daar antwoord die gode my nou. En so het hulle die mense op 'n dwaalspoor gebring, en het hulle gedink dat dit die ware godsdienst is. En natuurlik, hy sê hierso, en hulle word doodgemaak. As jy nie by die godsdienst hou nie, dan sal jy doodgemaak word, en dis ook iets wat ons weet uit die tyd van Johannes so was, dat die keisers, ek het vir laas genoem van Caligula, wat homself en sy perd verklaar het as 'n god, en as jy hom nie aanbid het as god nie, en ook nie sy perd nie, dan kon jy doodgemaak word, want jy het nie ingeval by die Romeinse regering se reëls nie. Dis weer die dier uit die see. Hy dwing sy dinge af. En dis wat hulle moes doen. So dis presies wat hier gebeur het. Ons weet ook, daar's 'n inskrywing uit een van die magistrate, 'n man met die naam van Plinius. Hy het geskryf aan keiser Trajanus, het hy gesê, ons het almal wat nie wou die beeld aanbid nie, het ons doodgemaak. So dis duidelik. Die Christene is daai tyd aangeval. Ag, ons vandag nog steeds dieselfde. Ons dink, omdat ons in Suid-Afrika sit en dit nie beleef nie, dat daar nie meer vervolging is nie. Ek het vir so 'n paar weke terug in statistiek gegee, dat in die laaste 2000 jaar, in die laaste 150 jaar, is daar meer mense doodgemaak as in die eerste 1850 Christen vervolg. So die statistiek maak so. Ons beleef dit nie so erg hier nie, want ons is nie in lande waar mense fisies vervolg word nie, maar dit is die realiteit. En die oneerlikheid is nog steeds daar. Ek het ook al vir julle gesê in 'n vorige preek van nou die pastoor Pieter Popoff, hy leef nog, jy kan gaan kyk na hom op YouTube, maar nie luister na hom nie. Wat hy gedoen het in die vroeë 80s en 90s, is presies dit daai wat hulle in die holtes van die beeld ingeklim het en die stemmetjie gemaak het of God is. So maak hulle vandag. Hy het so gemaak. Hulle het 'n tent of 'n ding gaan opslaan, of hulle het 'n saal gehuur, en dan het die week voor die tyd, dan kan almal wat nou genesing wil hê, moet kom. Kom na die saal, kom gee jou naam op. Saterdag of Sondag is die groot diens, dan sal geleentheid, dan gaan jy dalk genees word. En dan skryf jy nou jou naam op en al die besonderhede, en hulle gee vir jou 'n kaartjie en sê, is reg, hierso is nou jy sit by nommer C3, en dan as hy nou Sondag preek, dan almal nou al vergeet van wat Maandag gebeur het. Nou sit hulle almal in vervoering, en die musiek is goed, en die ligte is lekker, en dan sê hy, wag, die Here praat met my. Hier in nommer C3, is dit Tannie Koekie. En jy het 'n seer been, en die Here sien jou, en die Here hoor jou, en dan sal sy verstom, hoe het dit gebeur? Want dit het hom uitgevang, een van die nuusspanne, toevallig op dieselfde frekwensie gehad, hy het 'n dingetjie in sy oor gehad, sy vrou het agter gestaan, en vir hom alles gelees, en gesê, Tannie Koekie sit in C3, sê dit en dit en dit, en so is daar valsheid, en dit is sommer 'n voorbeeld van blaatante valsheid, maar dit wys vir hoe ver in die wêreld al weggedwaal van die waarheid af. Daai mense het miljoene mense nodig, maar gewoonlik is die Satan nie so eksplisiet nie. So gewoonlik baie Satan kom na jou toe soos 'n lammetjie, hy kom plant saadjies. Satan kan nie jou toe kom en sê, verneek jou vrou, trek met die buurvrou in, vernietig jou familie. Hy sê nie dit vir jou nie. Wat sê hy vir jou? Hy kom na jou toe en hy sê, jy dink by jouself, en as die stemmetjie wat daar vir jou sê, man, ek het 'n goeie vrou, maar sy verstaan my net nie. En sy is oulik en als, maar sy is so besig met die kinders, sy sien my nie meer raak nie. En nou so wat by die kantoor werk is, eintlik maar net 'n vriendin. Daar is niks fout met vriendskap nie, is daar. En sê die Bybel nie self ons moet mekaar lief hê nie. En is ons nie maar net lief vir mekaar en ondersteun ons nie maar net mekaar nie. En dis hoe die egbreek gaan. Sien dis daai sagte stem, selfs met die leer in die kerk. So hoor 'n ding in die kerk word gesê, en die duiwel gaan nie vir jou kom sê en sê, hier's 'n vet vieslike leuen, glo dit nie. Kom saggies. En hy sê, dominees maak ook foute, is dit nie? Dominees voor het ook al foute gemaak. As
weet van dit. En het ons nie almal maar die Heilige Gees wat in ons werk nie. En al die gelowiges wat ek ken, sê nou so, maar die Heilige Gees het my anders gesê en daarom glo ek dit. En so begin ek. Jy hoor die stelselmatige klein goedjies wat jou uiteindelik weglei. Nou, as jy in die situasie is, dan kom jy dit nie agter nie. Dit is moeilik om raak te sien wanneer jy in die situasie self is. Het is gewoonlik wanneer jy terugkyk en sê, weet jy, daar het ons fout gemaak, daar het ons misgetrap, daar het ons anders gedoen het. Nou wat is die foute wat ons nou maak, wat ons sukkel om te raak te sien? Wat is die misleiding in die wêreld vandag, wat ons nie sien nie? Die valse profeet. Dinge soos evolusie. Evolusie lei ons en ons kinders weg van die Here af. Dinge soos mensereg, wat sê, maar ek het die hoogste gesag en wat ek sê is die belangrikste. Dis die tipe van goed wat ons nie raak sien. Iets soos die misleiding van spiritualiteit. Ek het dit al vir 'n paar keer ook gesê. Gaan let op. Mense sê nie meer hulle is gelowig nie. Vandag praat die mense van ek is spiritueel. Die laaste paar dekades sien jy dit al hoe meer en meer. As jy boek ook lees, dis 'n spiritualiteit. Daar's nie meer geloof nie, ek is spiritueel. En dis niks anders as New Age. Dis een van die valse profete van die dag, as dit nie dalk die valse profeet van ons tyd is nie. Want die New Age is gevaarlik, want hulle gebruik dieselfde woorde as ons. Hulle gebruik woorde soos waarheid, wedergeboorte, en skuld, vergifnis, en hulle haal Jesus se woorde aan. Maar die probleem is, wat hulle bedoel met daai woorde is nie wat ons bedoel. Hulle koppel ander betekenisse aan daai woorde, en dis wat hulle doen. En die resultaat van die New Age spiritualisme is, daar's glad net nie meer sekerheid nie. Die een sekerheid wat vandag by die mense is dat daar geen sekerheid is. En jy kan nie meer met sekerheid sê, dis so of dis so nie. Kom ek maak dit prakties. Wat gebeur met ons kinders? Skole en universiteite. Skole en universiteite is daar 'n aanval op jou kinders. Dis nie radikaal nie. Niemand gaan by jou skool opdaag by jou kind sê, ag, godsdienst is simpel man. Julle moet nie dit doen nie. Dis oudtyds. Niemand doen dit nie. Wat doen hulle? Hulle sê vir jou, man, weet jy wat, godsdienst is eintlik 'n goeie ding. En kultuur is ook goed. En jy moet dit uitleef. Maar jy moet ook ander mense se gelowe kan verdra. Jy moet ook hulle 'n kans gee. Want vir jou werk Christendom, maar vir hom werk voorvader aanbidding, of boeddhisme, of hindoeïsme. Jy wil tog nie ander met hulle opinie op jou afdwing nie. En daarom mag jy nie meer sê dat jou godsdienst die enigste ware godsdienst is nie. En dan dink die kinders by hulle self, dit klink regverdig, klink mos reg. En die oomblik as jy daarvoor geval het, word jou godsdienst maar net nog een van baie godsdienste. Daar is nie meer iets soos die onfeilbare waarheid van God nie. Daar is nie meer 'n absolute waarheid wat sê, dis waar, en ook geen nie om wat jy sê of wie wat sê nie, dis die waarheid, want dis God se geopenbaarde woord. Want ons voel, weet jy wat, dis jou opinie. Jy het die Christelike opinie, ek het die Moslem opinie. En die gevolg is, daar's niks meer sekerheid nie. Want dis die een ding wat sekerheid gee, die Bybel, die absolute waarheid. As dit gelykgestel word met al die ander gelowe, terwille van eenheid, en terwille van, ek weet nie wat alles wat hulle vir ons inkleer nie. Al wat gebeur, is die waarheid val plat. En daar is geen sekerheid nie. Ons leef in 'n tyd waar niemand meer weet wat is waar en wat is nie. Niemand het 'n opinie nie, niemand staan op nie. Want ons is deur die valse profeet gevang. Dat deur die politiek, deur die skolestelsel en universiteitstelsel, stelselmatig ons gevang het. En jy moet nie dink hy gaan jou los as jy eers het nie. Vers 16 en 17, en hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand tot op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Nou hier is die teks wat almal seker voorgehoop het, wat nou die volg, die reeksie volg. Wat is dit? Wat is die merk van die dier? Is dit 'n mikroskyfie, 'n microchip? Is dit waaroor dit gaan? Dis in die moderne lewe waar ons sê almal besop, hulle gaan 'n microchip inplant en dan gaan hulle alles beheer. Ja, ek het 'n sterk vermoede dit gaan gebeur. Vermoed hulle gaan vir ons op 'n stadium mikroskyfies inplant, maar dit gebeur al klaar.
daar's mense wat dit vrywilliglik doen, hulle laat dit inplant, en jy kan op YouTube, kan jy so 'n bietjie gaan kyk, hoe mense dit nou gebruik ook, hulle spog daarmee, hulle plant 'n dingetjie onder hulle vel in, gewoonlik hier op die arm, en soos wat jy nou tap met jou kaart in die winkels, tap hulle met hulle hand en dan betaal hulle sommer. Of hulle kan dit gebruik om as 'n opsporingsmeganisme, wat natuurlik vir elke ma baie aanloklik is, as jy weet, jy kan die hele tyd kyk waar jou kind is, as hulle universiteit toe gaan of waar, jy kan hulle volg. Hulle kan opspoor, hulle kyk waar alles is, hulle hou beheer oor die situasie. Jy kan sien wat jy doen. En daar's maatskappye wat dit doen, daar's 'n maatskappy met die naam van Walletmore in Engeland, jy kan hom koop vir £199. Plant jou in, en dan stel jy hom in, amper soos jou controle, jou remote. By die hek kan jy hom instel, en by die bank kan jy hom instel, en by die sekuriteitsmaatskappy kan jy hom instel, en dan is jy sommer oral reg, en weet ek, dan is dit nou nie eers meer, dit is nou kaartloos, kontantloos en kaartloos. Is dit die merk van die dier waar Openbaring 13 praat? Nee. Die Antichrist, dat die Antichrist so iets gaan gebruik om ons te vervolg, dit is ek oortuig daarvan. Ek vermoed ons gaan in daai rigting in beweeg. Ek vermoed ons gaan, die tegnologie gaan ons dwing dat ons later hierdie goed moet doen, sodat jy kan funksioneer, want as jy nou net vat, paar jaar terug was dit net kontant, nou kry jy nie meer kontant nie, nou moet jy kaart hê. So ek vermoed dit gaan gebeur, maar dit is nie die merk van die dier nie. En die rede hoekom ek sê dis nie die merk van die dier nie, is omdat Openbaring nie geskryf is vir ons nie. Dit is ook geskryf vir die mense in die tyd van Johannes, die eerste eeu na Christus. Jy sien, die word beginsels vasgelê. En die beginsel strek deur. En wat is die beginsel wat hier vir ons geleer word? Die beginsel wat geleer word, is dat as jy die Satan behoort, dan doen jy wat die Satan sê. En as jy in God behoort, dan doen jy wat God vir jou sê. En jy sien dit duidelik, as jy die hele boek Openbaring in sy geheel lees, die van die wat hier was toe ons Openbaring 7 gelees het, sal onthou, dat in Openbaring 7 staan daar, dat God sy kinders merk. So God se kinders is gemerk, en die Satan se kinders is gemerk. Maar dit is nie 'n fisiese merk nie. Johannes sê nie, jy gaan hier 'n fisiese merk hê nie. Nou, daar's baie mense wat my gaan stryd sê, nee, dit nie. Kan nie wees nie, want hier gaan het oor koop en verkoop. In Johannes se tyd kon hulle dit ook nie doen nie. As jy nie gebuig het voor die keiser nie, is jy uitgeskuif uit die ekonomiese stelsel uit. Ons het dit gesien in Openbaring 2, die brief aan die gemeentes, hoe verarm het daai gemeentes geraak. Hoekom? Omdat hulle nie gebuig het voor die keiser nie, is hulle ekonomies uitgeskuif, hulle het nie die kontrakte gekry nie. Hulle BEE status was nie korrek nie, hulle kon nie die kontrak kry nie, hulle is uitgeskuif, en hulle kon nie met in die stelsel werk nie, hulle is verarm, en oor die eeue was daar baie regerings wat mense uitgeskuif het. Ek sê weer, die mikroskyfie is waarskynlik iets wat ons in die toekoms gaan sien, en van ons kinders en kleinkinders gaan waarskynlik die goed inplant, weet nie, maar dis nie die merk van die dier nie. Want, die boek van Openbaring, symboliek, apokalypties. Die beelde kom uit die Ou Testament, meeste van dit. En hierdie beeld van die teken op die hand op die voorkop kom ook in die Ou Testament voor. Deuteronomium 6. Sê die Here vir sy volk, die wet van die Here moet wees waar? Op jou regterhand en op jou voorhoof. Net soos wat ons nou gelees het hier. Die regterhand en die voorhoof. Met ander woorde, jy moet God se wet uitleef deur hoe jy dink en wat jy doen. En dis die beeld wat hy gebruik. Johannes vat hierdie beeld en hy sê, die ongelowiges gaan mislei word deur hierdie valse profeet, deur die wêreld. Hulle gaan hierdie dier uit die see aanbid. Hoe gaan ons weet wie is hulle? Hoe gaan jy die verskil kan sien? Jy gaan sien in die manier hoe hulle dink en die manier hoe hulle doen. Dis die teken. Dis hoe jy die verskil gaan sien. Dis 'n simboliese merk. Jy gaan nie regtig 'n merk hê nie. Jy gaan dit sien in die manier hoe mense dink en doen. En dit gaan vir jou sê, is iemand 'n gelowige of nie. En hierdie mense sal uit alle vlakke van die samelewing kom, ryk of arm, vry of slaaf. Jy sal hulle kan uitken aan hulle merk. En dan die laaste versie wys ons, dis moeilik om te identifiseer. Vers 18, hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens. Nou ja, ek is dankbaar. Prof. Jan het volgens my gesê, hy is 'n kundige in die Grieks, en dit is ook so, jy sal sien in die nuwe vertalings,
sê hy nie 'n getal van 'n mens nie, maar van die mens. Dis die getal van die mens, en sy getal is 666. Nou moet jy verstaan, in die tyd, toe Johannes geleef het, het hulle nog nie syfers gehad. Daar was nie 1, 2, 3, 4, 5, dit was nog nie daar nie. Hulle het letters gebruik, en dit het 'n getalwaarde gehad. Ek dink die naam daarvoor is gematrias, ek dink dat dit vandag nog so. As jy van byvoorbeeld, in ons terme dan sê A is 'n 1, en 'n B is 'n 2, en 'n C is 'n 3, en as jy nou jou naam gaan skryf, dan tel jy nou, ek is nou Joubert, ek gaan sê, 'n J is soveel, en 'n O is soveel, en 'n U is, en dan tel ek dit by mekaar, dan sê ek, okay, my getal is soveel. Ek het nie gaan kyk nie, ek hoop nie ek kom uit op 666 nie. Maar daar is 'n inskrywing in die argeologie waar daar staan, my beminde is 545. Dis die tyd wat hulle geleef het. So, in die tyd Johannes geleef het en geskryf het hulle waarskynlik presies geweet wie 666. En die meeste mense sê, dit is waarskynlik 'n verwysing na Nero en die keizerkultus, wat gesê het, maar hulle moet die keizer aanbid, en die keizers wat daarna kom. Dis die doel van Openbaring hier is om vir jou te wys, dat van hemelvaart, van Jesus se hemelvaart, tot met sy wederkoms, gaan daar die heeltyd hierdie mense wees, wat die merk van die dier het. Dit kom oor, kom dit terug. Hier is die heeltyd hierdie mense, wat die merk van die dier het, dis die mense wat God se kinders weglei van die waarheid. Dis die mense wat die gelowiges aanval en doodmaak. Maar dan is ook 'n stukkie troos hier. 666 kom nooit by die volmaakte 777. Daar is ook iets daarom van die troos. 7 is ons 'n volmaakte getal. Die drie enige God is Vader, Seun en Heilige Gees. Volmaak, 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 777. En al kom die mens daar, en die mensdom kom met sy regerings, en hy kom met sy valse profeet, en hy kom met al die ding, dan bly hy nog altyd net 666. Hy kan nie oorwin. Hy kan nie oorwin. So geliefdes, wanneer ons dan hoor dat die dier uit die aarde opkom, die valse profeet, en daar is misleiding, en dit maak ons bekommerd, want dit is verskriklik oorweldigend, dan moet ons teruggaan na waar het begin het, hierdie gedeelte in hoofstuk 12, waar ons lees, Christus is reeds koning. Hy het die draak klaar oorwin, klaar gesterf aan die kruis, hy het uit die doodheid opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van God. Die bose mag, wat ons nou hier sien, is eintlik die laaste styptrekkings van die duiwel, wat weet sy tyd is verby. Daarmee saam, jy onthou, jy is gelowige, dra ook 'n merk. Jy dra die merk van God, jy is verseël deur die Here, jy behoort aan Christus. Niemand sal jou uit sy hand uit kan ruk nie, en niemand sal jou naam uit die boek van die lewe kan vee as jy syne is. Daarom hou moed, want hy het die wêreld oorwin. En ons oorwin deur die Lam, deur sy woord en deur die geloof, nie deur ons eie krag. Amen. Kom ons bid. Almagtige God en Hemelvader, Here, wanneer ons na hierdie tekste in Openbaring kyk, dan word ons soms oorweldig. En vir baie van ons is dit net so vreemd dat ons net glad nie daarna kyk nie. Maar tog is dit vir ons 'n wonderlike troos om te weet dat U bly in beheer. Die ou Satan is reeds oorwin. En al kom die valse profeet, en al kom die regerings van die dag, en die geldmag, dan bly hulle nog altyd maar net 666. Hulle sal nooit 777 wees. Hulle sal nooit die oorwinning behaal nie. Want U is die oorwinnaar. En ons dank U dat ons kan vashou in hierdie waarheid, dat ons as gelowiges verseël is deur U. Ons dra U merk. En Here, mag ons dit dan gaan uitdra daar buite. Ook met die merk wat op ons voorkop en op ons regterhand is. Die manier hoe ons dink, die manier hoe ons werk, dat mense sal sien, ons is kinders van die Allerhoogste. Sterk ons vir hierdie pad wat ons moet stap, waar ons 'n getuie moet wees in hierdie duisternis. Mag ons lig skyn, wat U vir ons in ons harte geplaas het. Ons bring aan U die lof en die eer en die dank daarvoor. In Jesus naam. Amen.